Hallo julle, Jaapie hier. Ek wil net 'n kort video gou hierso doen. Iemand het my 'n vraag gevra en was wanneer gaan hy die bruid kom haal en wanneer is die bruilof en die bruilofsmaal? Ek het nooit dit regtig gekonsidereer nie. Met die tydlyn en alles wat eintlik anders is as wat die kerke ons leer, moet hierdie mos nou ook anders wees. So ek het dit 'n bietjie daaroor gaan dink. Gaan kyk wat sê die Bybel. So ek gaan gou vir julle wys wat sê die Bybel. Ek gaan sommer net hier in die Engels vir julle wys na. Julle kan maar in die Afrikaanse Bybel ook volg as jy wil. Dis maar in Openbaring 19 wat praat van die bruid. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So ons sien dat die bruid het haarself, die mense het hulle self reggemaak in Openbaring 19 en die huwelik het toe gebeur soos ons sien in hierdie hoofstuk 19. Nou waar pas hierdie hoofstuk in die groter prentjie? As jy kyk in die vorige hoofstuk, wys julle hierso, in die vorige hoofstukke wys dit nou na die finale vernietiging van die Jerusalem en die tempel en Judea se finale oordeel wat die stad Jerusalem behels, die hoofstad van Judea. En dan hoofstuk 19 gaan dan oor die oordeel wat dan kom oor Rome wat Jahwe gebruik het om Juda te straf, om haar te oordeel. So toe het Yahushua gekom om oordeel te vel op oor Rome. Soos wat ons sien mos wat ek julle gewys het in Deuteronomium 8 en Daniel 7 en Daniel 2. Ons sien hierso sê hy, die bruid is hier in vers 7 en 8. En dan vers 11 sê, now I saw heaven opened and beheld a white horse. So hier praat het van Yahushua wat kom met sy tweede koms. En hy het gekom om oordeel te bring op die ander nasies, soos Rome, soos ek sê. En dis waar dit inpas. Dit was net, volgens as mens dit nou so lees hierso, is dit gewees net voor die tweede koms van Yahushua, is die bruid se huwelik gewees. Of ek kan sê, ja, tydens daardie tyd. En wanneer was Yahushua se tweede koms? As ons kyk wat die Bybel sê, dan was dit tydens die regeringskap van die 10de keiser van Rome, die 10de en die 11de keiser. Die 11de keiser het bekend gestaan as die klein horing. Dit was Titus Vespasian. Hy en sy pa het saam regeer. So dit was tydens daardie tyd wat dan sal wees rondom 76 na Christus. So dan moes die bruilof gewees het rondom daardie tyd. So wat beteken ons was nie deel van daardie bruilof nie. Dit het al reeds gebeur volgens die Bybel, soos wat ek het nou lees hierso en dit verstaan. Ons gaan nie deel wees, lyk my, van die bruilof of die bruid nie. Julle moet onthou waar ons inpas op die prentjie. Net hierna hoofstuk 20 praat hy dan van die 1000 jaar vrederyk, want Yahushua het ons nou gekom met sy tweede koms in hoofstuk 19 en hy regeer nou vir 1000 jaar. En hier sê dit dat, kom ons kyk wat sê hy, so ek dink dit is vers 5. But the rest of the dead did not live again until the 1000 years were finished. This is the first resurrection. Hier het die first resurrection verwys na vers 4. En in vers 5 sê dat die rest van die dooies wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk, gaan weer kans kry om te lewe na die 1000 jaar vrederyk. As julle wonder, hoe kan dit werk? Dis mos nou nie moontlik nie. Daar was so iets. Kom ek wys julle wat sê 1 Petrus 3. Hy verduidelik vir ons, hy gee ons 'n idee van wat het gebeur.
Joshua, onthou, Joshua het met sy dood en opstanding die sleutels van die doderyk gevat. So hy kon laat gaan of uitlaat uit die doderyk wie hy wou. So wat hier gebeur, kom ons sien vers 18. Want die Messias het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot Jehovah te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, die siele wat gesterf het in die gevangenis is die doderyk, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van Jehovah eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is. Hier sien ons dat Joshua het gaan preek vir die siele, die ongehoorsame siele, die unrighteous mense wat in hulle sondes gesterf het, en in die doderyk gewag het om geoordeel te word. Joshua het vir hulle gaan preek. Nou wat het hy vir hulle gepreek? Soos ek aan my ander video sê. Wat kon hy vir hulle preek? Hy kan nie vir hulle sê, neem my aan as julle verlosser nou en julle sal gered word nie. Hulle is dan klaar dood. Hulle is in die doderyk. Hulle was klaar ongehoorsaam. Hulle moet gestraf word. Hulle wag die oordeel af. Joshua het vir hulle gesê, soos ek het verstaan, dat hulle kry nog 'n kans. Hulle gaan nog een kans kry om te kies, om reg te kies, om Jehovah sy gebooie te gehoorsaam, deur geloof in Joshua, die Messias. En dis ons vandag, mense. Ons is na die 1000 jaar vrederyk. Dis die dooies wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk, wat 'n kans kry na die tyd. En dis in hierdie kort seisoen van misleiding. En dit is hoekom ons dan, lyk my, nie deel sal wees van die bruid nie. Die bruid is diegene wat die eerste keer wat hulle die kans gehad het, aangegryp het, gehoorsaam was, en hulle was deel van die bruid. Dit is soos die ouens wat ons van lees in die Bybel, soos Abraham, Isaac en Jakob en Daniel en David en al daardie perde, en dan die disciples en wie ook anders in daardie tyd, wat weggedraai het van hulle wetteloosheid af, deur geloof in die Vader en hom voluit gedien het, en hulle lig geskyn het in daardie tyd. Die eerste kans wat hulle gekry het hulle aangegryp, en ons was dan, wat vandag lewe is, diegene wat die eerste keer verkeerd gekies het, en dan nog een kans kry. En dan sê mense maar, Hebreërs 9:27 sê, almal is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nou ja, Joshua het geoordeel, en sy oordeel was dat hulle nog 'n kans kry. Dit was sy judgment. Daar gaan kyk my video oor hierdie saak, ek het 'n video gemaak hieroor, waarin ek baie verse gee wat daaroor praat, wat vir ons wys dat dit gaan gebeur, dat dit sou gebeur. En wat dit wys is net hoe wonderlik en hoe genadig is Jehovah, is die Vader, hoe genadig is hy, dat hy die mense nog een kans gegee het wat ongehoorsaam was, wat verlore was. Hoe wonderlik, né? Joshua die doderyk se sleutels gehad, en hy het gesê vir hulle, basically, ek het die doderyk se sleutels nou, en ek sal julle uitlaat, en julle nog 'n kans gee om te kies, na die 1000 jaar vrederyk, wat ek regeer in die area waar julle is op die aarde. En dan sal julle 'n kans kry om weer te kies, en dan hierdie keer sal julle moet reg kies, want jy kry nie oor en oor 'n kanse nie, hulle kry net nog een kans. So dis nie reincarnation het die idee van, jy kry oor en oor kanse. En dis nie wat hier gebeur nie. Dis net as gevolg van Jehovah se genade, dat hierdie mense wat ongelowig was, wat nie gered was nie, nog een kans sou kry na die 1000 jaar vrederyk. So jy kan maar sê, dit is seker nou maar almal wat nou leef, wat nou weer 'n kans kry. En dan maak dit sin dat ons nie deel van die bruilof was nie, ons is nie deel van die bruid nie. Want ons het ons nou gelees in Openbaring 19, dat die bruid het getrou net voor die tweede koms van Joshua.
Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Hy was klaar gereed gemaak al daar rondom 70 na Christus. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, wat die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Ja, so dit het al reeds gebeur, daardie tyd. Maar wat wel nou gaan gebeur, is, daar gaan weer 'n tipe van huwelik wees, 'n huweliksverbond. En dis hoe ek dit sien, die Jeremia 31 verbond, glo ek is 'n huweliksverbond. And he said that, behold, the days are coming, says Yahuwah, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Hierdie beteken al 13 stamme. House of Israel verteenwoordig die 10,5. House of Judah verteenwoordig die 2,5. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Ja, hier wys hy al klaar vir ons, nie soos die covenant wat hy gemaak het, die verbond wat hy gemaak het, na die eerste Exodus nie, of tydens die eerste Exodus nie. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says Yahuwah. So, dit was 'n huweliksverbond wat hy gesluit het, en hy sê dan eintlik dat met die tweede Exodus gaan hy weer so 'n huweliksverbond met die volk sluit. Maar hierdie keer die verskil gaan wees dat die gebooie dan nie net in die harte van die mense sal wees, maar ook in hulle koppe sal wees. Dis die verskil. En dis wat ek bedoel van, ek glo dis weer 'n huweliksverbond. So nou, hoe werk dit dan? As die fisiese Israel uitverkorenes dan trou met Yahuwah, met hierdie verbond, dan is daar mos dan ook 'n huwelik vir die fisiese Israel op aarde. Maar ons lees dan Openbaring 19, net voor Joshua se tweede koms was daar 'n huwelik gewees, ook met die gelowiges wat geleef het tot en met sy koms. So, hoe werk dit? Is dit polygamy? Is daar meer as een vrou? Hoe werk dit? Die mens kan maar daaroor gaan redeneer en so aan. Ek het nie al die antwoorde nie. Ek vind dit nogal interessant. En ek kan nogal dink, een van die verskille is dat die Openbaring 19 huwelik was mense wat alreeds wat dood is, wat gemartel is of doodgemaak is vir hulle geloof, maar ook van hulle het na natuurlike manier doodgegaan van ouderdom, soos hulle sê die patriarchs byvoorbeeld. Maar dat hulle as verheerlikte wesens getrou het, en maar hier met hierdie verbond wat ek hier vir julle lees, is dit letterlik met die fisiese mense wat nie in 'n oogwink verander word nie, wat nie 'n verheerlikte liggame ontvang met hierdie verbond nie. Hulle bly normale mense. Dit is normale mense op die aarde wat 'n verbond maak met Yahuwah, wat is 'n huweliksverbond is, soortgelyk aan die verbond van Sinai. Soortgelyk daaraan. So, dit lyk of daar twee huwelike is van twee verskillende groepe mense. En hierdie huwelik vind plaas tydens die kort seisoen van misleiding, hierdie Jeremia 31 huwelik, en dan die ander huwelik het plaasgevind net voor die 1000 jaar vrederyk. So ja, en dit is, soos ek in 'n ander video vir julle verduidelik het, waar die sêding inkom van Yahushua, toe hy sy iets opbouends wou sê vir sy disciples, hulle vra hom, of hulle sê vir hom, ons het so baie opgegee om u te volg, ons werke, ons gesinne, en sovoorts, en toe, om hulle beter te laat voel vir alles wat hulle opgegee het vir Yahushua, die disciples, het hy vir hulle gesê, die eerste sal laaste wees en die laaste sal eerste wees. En wat dit beteken is dat die mense wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk, wat ongelowig was, hulle gaan weer moet kies na die 1000 jaar vrederyk en dan weer 'n kans kry om te kies, so hulle is die laaste. Hulle het eerste geleef, soos byvoorbeeld tydens die dae van Noag, maar hulle gaan laaste wees, want hulle moet weer
kies. En dan sê, maar die laaste sal eerste wees. Die laaste verwys hy na sy disippels, wat aan die einde van daardie eeu, van daardie 6000 jaar geleef het, en dat hulle sou die laaste wees wat eerste is, want hulle gaan eerste opgerig word, opgewek word, en 'n verheerlikte liggame ontvang, en saam met Jehoshua regeer vir 1000 jaar. So hulle gaan eerste wees, al was hulle laaste. As jy kyk na die tydlyn, was hulle van die laastes wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk. Of nie van die laaste nie, hulle was letterlik die laastes, die laaste generasie wat geleef het. Soos ons sien, ek dink Paulus sê, this is the end of the age, sê Paulus. En Johannes wat sê, dis die laaste uur, en hy staan by die deur, reg om hom oop te maak. Hulle het geweet, hulle is die laaste generasie, voor die 1000 jaar vrederyk. So wat Jehoshua vir hulle daar gesê het, is hulle is die laaste, maar hulle sal eerste wees, want hulle gaan saam met hom regeer vir 1000 jaar, en vir hulle liggame ontvang. So, dis 'n bemoedigende ding wat hy vir hulle wou sê. Ek het daarin nooit verstaan as 'n Christen nie, in die Christenkerke. Mens lees maar oor hierdie goed, want jy verstaan dit nie, en nou eers, na ek al hierdie ander goed geleer het, van die tydlyn, en al die ander goeders wat jou aan my openbaar het, verstaan ek vir die eerste keer in my lewe daardie sê ding, van Jehoshua, die eerste sal laaste wees, en die laaste eerste. En dit maak nou so baie sin, as mens dit connect, as jy dit saam lees met hierdie ander verse, soos 1 Petrus 3 byvoorbeeld, en Handelinge, Openbaring 20 vers 5. Nou verstaan mens dit skielik. Maar ja, mense, dit is 'n interessante saak hierdie. So ek hoop julle voel te sleg dat julle nou nie deel van daardie bruid is nie, maar soos ek vir julle sê, hierdie Jeremia 31 verbond is ook 'n huweliksverbond wat dan gesluit gaan word met die fisiese Israel, of van die wit Christene wat gaan vlug Suid-Afrika toe. Maar onthou net, as jy deel van daardie verbond wil wees, moet jy Jehovah se gebooie gehoorsaam deur geloof in Jehoshua, anders sal jy nie deel wees van daardie huweliksverbond nie. Anders gaan dit nie vir jou gebeur nie. Tyd vir hardkoppig wees is verby, mense. Die skrif is teen die muur. Dis die punt waar ons nou is, waar daardie koning Jehovah geminag het deur die tempel se goed te gebruik om uit te drink. En toe skryf die engel mos met sy vinger, mene, wat het hy gesê? Ja, mene, iets anders. Jy is geweeg te lig bevind. Het Daniel dit geïnterpreteer vir hom. En ons is daar by die punt wat die engel die skrif in die muur skryf in ons land, en die tyd vir kies basically is eintlik al omtrent verby, wat jy moes besluit het om gehoorsaam te wees aan Jehovah se gebooie, om nie die mense te spot en te beledig wat Jehovah wil gehoorsaam wees nie, om nie te lag en grappe daaroor te maak nie, om ernstig te begin raak. Ons is nou in 'n ernstige tyd, dis nou al lankal tyd dat jy moes opgehou het met hierdie goed van jou wetteloosheid, en dat jy dink jy gaan gered word as jy wetteloos leef. Dit maak nie eers sin om so te redeneer nie. Dit maak geen sin nie. Die kerke lieg vir julle. Hulle deceive julle verskriklik erg. So, raak ernstig oor hierdie goed, begin die gebooie onderhou, sodat jy dalk 'n kans sal staan dan, om deur hierdie smeltkroes te kan gaan in Suid-Afrika wat nou gaan begin, dat jy dit sal kan survive, en dat jou sal kan bo-menslik beskerm. Jy moet sy gebooie onderhou deur geloof in Jehoshua om dit te kan oorleef, mense. Jehovah gaan al die appels verwyder wat sleg is. Al die appels wat nie hom wil gehoorsaam nie. Voordat hy die ander mense, die ander gelowiges bring Suid-Afrika toe. Moet hy eers ontslae raak van die rebelse Christene wat nie hom wil dien nie. Wat dink hulle het 'n kaartjie hemel toe.
wat dink hulle 20 jaar terug Jesus aangeneem as hulle verlosser, so hulle is fine, hulle kan doen wat hulle wil, hulle kan hulle rugby kyk op die Sabbat, hulle kan vark eet, hulle kan mense fucking skel en rondslaap en net doen wat hulle wil. Hulle dink hulle het hulle ticket hemel toe, hulle golden ticket. So hulle is fine. Hulle dink, nee, ek is hankie dory, lekker. Ek gaan lekker deur die lewe, ek het daardie gebed gedoen gelukkig. Daar is nie 'n kans dat jy gered gaan word as jy so leef nie. As jy nie wegdraai van jou wetteloosheid af nie, wys jy deur jou aksies dat jy nie glo nie. Die Bybel is vol daarvan. Veral Jakobus noem dit nogal baie. Jy wys deur jou werke dat jy glo. En in Hebreërs 10, vers 26 tot 29 sien ons, dat hy sê daar so die skrywer van Hebreërs, dat as jy opsetlik wetteloos leef, nadat jy die waarheid geleer het van jou soos 'n offer, is daar nie meer 'n vergifnis vir jou sondes nie. As jy opsetlik wetteloos leef, mense, gaan jy nie gered word nie. Jy het nie 'n kaartjie hemel toe nie, daar bestaan nie so iets nie. Daar is nie so lering in die Bybel nie. Selfs Paulus wat hulle hou van om aan te haal, selfs hy het gesê, werk uit jou verlossing met vrees en bewing. Ek dink is Filippense 2 vers 12. Joshua het ook dit gesê, hy het gesê, hy wat volhard tot die einde toe in die gebooie sal gered word. Matteus 24 vers 12 en 13. So, gaan julle vir hom luister? Vir julle Messias gaan julle vir hom luister? Soos ek sê, selfs Paulus sê dit, so dan kan julle vir Paulus luister. Hy het gesê, julle moet ook julle verlossing uitwerk met vrees en bewing. En hy het vir Timotheus gesê, hy moet daaraan dink, die wet en goed wat hy gelees het, is in 2 Timotheus 3 vers 15. Gelees maar daardie vers. Want dit wat hy gelees het en geleer het van die gebooie, dit kan hom wys maak sodat hy gered kan word. Volgens daardie vers het Paulus nie gedink Timotheus is klaar gered nie. Alhoewel Timotheus was 'n groot leier van die Christenkerk van daardie tyd. In ons oë sou ons al gedink het, ja, die ou is klaar gered. Maar Paulus het gesê, hy is nog nie gered nie. Want hy moet ons volhard tot die einde toe om gered te word, mense. Dis hoe dit werk. So gaan lees 2 Timotheus 3:15. Ek ken nie al die verse in Afrikaans nie, dus kom ek 'n bietjie vasgehaak daar. Maar ja, dis die boodskap en ja, soos ek sê, die tyd is min. Het lyk of die dinge wat in Suid-Afrika moet gebeur voor die deur is. En ja, dis Robert tyd. Dis tyd verspeel is nie meer, daar is nie meer tyd verspeel nie. OK, geniet julle dag verder. Totsiens.